Welkom weer by die Orania Beweging se program. Jy is of ingeskakel op Radio Orania wat jy hier in Orania op 95.5 luister of op die Radio Orania toepassing of jy skakel in op die Orania Beweging se YouTube. Vandag praat ons oor vlugtelinge en vryheid. Dit is ons tema vir die dag. Nou, hoekom oor vlugtelinge en vryheid? Wel, die eerste 49 Afrikaners het Suid-Afrika verruil vir 'n toekoms in die VSA. Dis na die aankondiging van president Donald Trump dat Afrikaners as vlugtelinge kan hervestig in die VSA en dan daar 'n nuwe toekoms kan begin. So ek self het na die beeldmateriaal gekyk van die Afrikaners wat in rye staan in Johannesburg op die lughawe. Is vir my tragies om dit te sien. Dit laat mens met moeilike emosie om te dink dat daar nou 'n kategorie Afrikaner refugees is. Natuurlik nie die eerste keer dat ons mense trek nie. Ons voorsate het gereeld getrek, maar tog, die klank van die woord Afrikaner refugee is amper tragies om te hoor. Mens wil ook nie mense se pad staan nie. As daar Afrikaners is wat voel dat hulle 'n veiliger toekoms in die VSA het en terwyl ons nie 'n veilige toekoms noodwendig hier in Suid-Afrika nog kan waarborg nie, moet mens nie in mense se pad staan om te gaan nie. Die Orania Beweging se standpunt egter is dat gebiedskonsentrasie, die vestiging van Afrikaners in 'n gebied, so 'n omwenteling in ons mense se toekoms kan hê, so groot effek kan hê. As ons in eie gebied met eie arbeid bou en werk, dat dit vir ons net soveel voordele kan inhou as om te hervestig. Ja, daar is voordele van veiligheid in 'n eie gebied, daar is voordele van ekonomiese groei, maar op die einde van die dag gaan die Orania idee nie net oor een of al twee van daardie faktore nie. Dit gaan oor ons vryheidsdroom. En ons vryheidsdroom is iets wat ons hier in Orania wil uitleef en uitbou. As ons vir mekaar sê dat dit moontlik is om groot hoeveelhede Afrikaners in die VSA te hervestig. En ons weet ook dat Afrikaners oor die afgelope dekade in plekke soos Kanada, Nieu-Seeland, Australië, Engeland, Nederland en vele ander plekke ook gaan vestig het. En ons kan sê dat daai skuif moontlik is en dat dit ook moontlik is om nou in Amerika te gaan vestig. Dan moet dit tog ook moontlik wees om hier in die Noord-Kaap laagbevolkte gebied te vestig en ons eie instellings met ons eie arbeid te bou en so 'n toekoms vir ons mense te bou. En dis waar ons hierdie program oor wil wy vandag. Nou, in die tweede helfte van die program wil ons bietjie met die Orania Dorpsraad se verteenwoordigers gesels, spesifiek Burger Lambrechts. Nou, Burger se rol is kommunikasie by die Dorpsraad en hy het spesifiek navorsing gedoen oor waarom mense hier in Orania vestig en wat hulle prioriteite is vir sulke vestiging. Ons is vandag hier in 'n koffiewinkel, is bietjie 'n ander opstelling vir ons tradisionele ateljee waarin die Radio Orania Beweging program gewoonlik vanuit uitgesaai word. So julle is vandag lekker in 'n koffiewinkel atmosfeer saam met ons en ons kry dan nou vir Burger Lambrechts van die Orania Dorpsraad om ons bietjie te vertel wat is die redes waarom mense in Orania vestig, waarmee is hulle gelukkig en waarmee is hulle ongelukkig. Bly gerus ingeskakel. Nou ja, luisteraars en kykers, soos ons voorheen gesê het, ons gaan 'n bietjie gesels met Burger Lambrechts by die Orania Dorpsraad. Hy is al verantwoordelik vir kommunikasie. Burger, maar die laaste tyd was dit nie net kommunikasie, dit is ook 'n bietjie navorsing en statistiek. Ja, ons het een van die funksies wat ek verrig is om met die mense in die dorp kontak te maak. En ek het vinnig in die eerste paar maande wat ek hier gebly het, agtergekom dat daar is algemene onderwerpe waaroor mense partykeer ongelukkig is. En dit wissel vanaf praktiese goed soos die stormwater maak 'n plas in sy oprit tot groter onderwerpe soos die visie van die bestuur van die dorp en so. Ja, en toe het ons 'n meningsopname, 'n professionele meningsopname gedoen wat ons baie moeite mee gedoen het. Wat in Februarie maand, die hele maand lank kon mense antwoorde instuur daarop. En na 'n klomp verwerking het ons nou die
saamgevatte uitslag van daai opname bekend gemaak. Lekker. Dit is altyd lekker om statistiek te kry. Ek weet julle invalshoek hiermee was nie net om statistiek te kry nie, maar ook kommentaar en opmerkings van die mense self, en hulle kom by elke afdeling ook insaag gee. Nou ek dink is vir twee redes belangrik. Die een is om as daar kwessies is wat ons moet aanspreek, die stem van die mense te hoor, maar dis ook om te sê, waar lê ons mense, wat dink ons mense, wat is hulle standpunte oor goed, sodat mense verteenwoordig en daarin kan verslag doen as ons na buite praat en as die dorpsraad na binne besluit te maak en uitvoer. Ja, so dit was die doel van die opname was eerstens om almal die hele dorp se gemiddelde sentiment oor verskillende onderwerpe te bepaal, want mens kry maklike verkeerde persepsie as jy net met sekere mense praat. Al is dit dalk praat jy met 100 mense wat nog steeds nie noodwendig verteenwoordigend is van die hele gemeenskap nie. So ons moes 'n ordentlike sentimentbepaling doen. Ons moes ook vir mense geleentheid gee om op 'n maklike manier hulle opmerkings aan ons te maak oor allerlei verskillende onderwerpe. En die opname was totaal anoniem. Met ander woorde, mense het die vrymoedigheid gehad om regtig te sê wat hulle dink sonder om miskien te voel hulle praat nou uit hulle beurt uit. Dan so ons het kon uit al daai opmerkings uit kon ons 'n klomp waardevolle onderwerpe identifiseer, hooftemas identifiseer. Dan uit dit alles uit kon ons verskillende afdelingshoofde, die bestuur van die dorp kon alreeds begin planne maak en implementeer om van daai temas aan te spreek. En dan die laaste doel voor die tyd was dat ons hierdie opname jaarliks sal herhaal sodat ons tendense in sentiment kan bepaal. Dit gaan waarskynlik die heel interessantste wees as mens oor 'n paar jaar duidelike verskille oor tyd kan begin raak sien. 'n Interessante ding is, ek dink die ding wat spesifiek ook met vandag se tema vir ons uitstaan, Burger, is die feit dat daar so sterk oorweldigende fokus vanuit die respondente was van wat Orania se bestaansdoel was en hoekom hulle hier woon. Ja, eerstens miskien kan ek net vinnig sê, as jy die hele gemeenskaps meningsopname wil opsom, nou kan mens sê dat dit het 'n amper 'n verbasende positiewe sentiment weergegee. Nie dat ek gedink het die dorp is oor die algemeen negatief nie, maar die dorp is nog positiewer as wat ek amper gehoop het hulle sou wees. So die gemiddelde positiwiteit, daar's sekere vrae wat eintlik maar net gevra het, hoe gelukkig is jy oor Orania? Nie oor 'n spesifieke onderwerp nie, maar oor die hele Orania, hoe lekker gaan dit hierso. En dit sluit nou mense in wat selfs nie eers meer in Orania woon nie, mense wat uit die dorp uit weggetrek het omdat hulle nie hier reg gekom het nie. Selfs van hulle, 'n hele klompie, 'n paar dosyn van hulle het die opname voltooi. En mense wat net negatief staan teenoor die dorp. So met al daai negatiewe mense ingesluit, is die algemene sentiment nog steeds amper op 'n 80% gelukkigheid in die dorp. Ek dink 'n 7.9 uit 10 vir die vraag is, hoe gelukkig is jy in Orania? So dit is 'n besondere goeie resultaat. En dan as ons nou daai gelukkige gemeenskap se motiverings om hier te wees, hoekom wil hulle hier wees, verder analiseer, dan sien mense dat by verre die grootste enkele rede of motivering is 'n inkoop in die ideaal van Afrikaner selfbeskikking. Met ander woorde, die grondrede vir Orania om 'n vrye toekoms vir ons volk te bou, is ook die by verre die grootste rede hoekom mense hier is. Daar het, ek dink omtrent 4 tot 5 keer meer mense daai opsie gekies as enige van die ander opsies. Van die ander opsies wat prominent was goed soos veiligheid. Wat mense kan dink, veral mense wat miskien uit die stad uit of van plase af weggetrek het om in 'n veiliger omgewing te wees. Maar soos ek sê, veiligheid het miskien heel wat minder as 'n kwart van die hoeveelheid mense het veiligheid as hulle grootste rede gekies as vryheid. En dan na veiligheid het goed gekom soos die skole en die plattelandse atmosfeer en so. So dit was 'n ek was baie tevrede nie, maar ek was baie, dit het vir my goeie aanduiding gewees. Daar het ons dit nou voor ons. So ek sien hierso vraag 13, wat is die heel belangrikste rede hoekom jy na Orania wil verhuis of verhuis het of dat jy hier wil aanbly? En ondersteun Orania se ideaal, so ideale van vryheid, die vryheidsdroom.
selfbeskikking vir die Christen-Afrikaner volk, is hoe julle dit hier verwoord het. Ondersteun Orania se ideaal van selfbeskikking vir die Christen-Afrikaner volk. Ek dink dis kragtig. En ons het nou in die eerste deel van die program spesifiek gekyk na mense wat Amerika kies, wat deur hierdie vlugtelingsprogram van president Donald Trump die geleentheid neem om te hervestig in die FSA. En ek sou graag met daai mense wou praat, mense sou graag so 'n meningsopname wou doen onder hulle, wat is die hoofredes? En ek wil vir jou sê, veiligheid gaan 'n baie prominente hoofrede wees. Die tweede een is ekonomie. As ons nou hier kyk, werksgeleenthede en goeie veiligheid is 2 en 3. Ja, alhoewel is nie in daai volgorde, dit is van die redes, daar 3% van die mense se eerste rede om in Oranje te wees, was werksgeleenthede. So dit is relatief min. Nou ons het altyd gesê, ek weet, tot Dr. Louis Botma het ook altyd in sy aanbiedings gesê, weet, ons is nie hier vir veiligheid nie, ons is hier vir vryheid. Veiligheid, as jy vry is jy veilig, of kan jy besluite oor jou eie veiligheid neem ten minste. Jy kan nooit veiligheid waarborg nie. Ek dink ook Orania moet baie klem daarop lê dat ons kan nie vir enigiemand se veiligheid waarborg nie. Nie intern nie ekstern nie. Ons bly in Afrika en mense moet onthou ons bly in Afrika. Maar as ons vry is, kan ons besluite oor ons veiligheid neem. Ons kan besluit hoe polisieer ons onsself, wat is die stappe wat ons neem rondom plaasveiligheid. Ons sien goed soos in 2003, nee, wat president Mbeki destyds die kommandostelsel ontbind het. Dis 'n besluit wat ons nie kon maak nie. Nes ons dit nie kon maak onder die Engelse met die Oosgrensoorlog nie. Hulle het ook die kommandostelsel ontbind. So as jy nie vry is om jou eie besluite te maak nie, dan kan jy ook nie oor jou veiligheid besluit nie. Ja, presies. Veiligheid, iemand het dit nou die dag oulik gesê, veiligheid is 'n aangename newe-effek van ons strewe na vryheid. Saam met dit wat ons as 'n klomp boere wat bymekaar is, dan gaan dit van self veiliger word, maar dis nie die rede nie, dis 'n newe-effek van ons strewe. Dit is 'n gevolg. En dit is ook nie noodwendig 'n waarborg nie. Partykeer is vryheid gevaarlik nie. Dit gebeur ook dat vryheid gevaarlik raak. Maar ek kyk nou 'n bietjie na die redes wat ek nou maar net op wou klem lê. Ek dink ouens wat moedeloos is in Suid-Afrika, wat hierdie uitdagings ervaar het, waar hulle op hulle plase aangeval is, waar familie dalk dood is, waar hulle dis ook, jy weet, werksekerheid is ook 'n tipe van onveiligheid. Jy verloor jou veiligheid in die werksplek as gevolg van BEE en so aan. So dit moes baie prominente redes gewees het vir ouens wat 'n toekoms in Amerika gaan soek het. So daar's 'n bietjie van 'n kontras. Ouens kom vir ander redes Orania toe. Ja. En nog 'n interessante ding is, mense kyk met hierdie meningsopname kon ons die verskil in sentiment onder inwoners bepaal, soos wat hulle langer in Orania reeds bly. En dit is nogal prominent dat mense sien dat mense wat nog op pad is, sogenaamde uitwoners, iemand wat reeds basies alles in plek het, hy moet nog net trek, is uiters positief en idealisties, amper onrealisties idealisties oor Orania. En dan in die eerste jaar wat hulle hier is hulle nog steeds positief en idealisties, en dan is daar 'n effense insinking in sentiment kom wanneer die realiteit. Dis gewoonlik wanneer hulle huise bou. Die boubedryf is altyd 'n uitdaging. Die hele realiteit van eie arbeid maak mense effens minder positief as wat hulle aanvanklik was, maar dan sien mense baie duidelik hoe dit weer so na ongeveer by 5 jaar begin mense se sentiment dan weer baie opgaan, en dan sien mense dat hoe langer iemand in Orania is, hoe sterker is 'n ou begrond in die beginsel van ons is hier vir vryheid en ons doen dit op ons manier, ons werk vir onsself en ons bou ons eie ding. Ja, dis ook belangrik, nee, want ek dink aan die een kant Burger, jy weet in die vroeë jare onthou ek die idealisme wat ouens gesê het, hoor jy mag nie hierdie Boeings wat hier oorvlieg, hulle mag nie in ons lugruim wees nie, jy weet. Dis 'n dorpie van 300 mense, ouens wat sukkel in ons lugruim. Ja. Maar dis daai tipe idealisme wat ek altyd sê wat ouens in die woestyn in laat trek vir vryheid, want hulle glo dis moontlik. So ons het daai idealisme nodig. Partykeer voel ek, dan sien mense daai idealisme en dan dink 'n mens, mense moet net nie onrealisties opgewonde wees nie. Ja, ons is besig met iets groots en is lekker en ons het hierdie groot drome, maar die realiteit is ook hard. Eie arbeid is hard, die klimaat is hard. Die boere is moeilike mense om mee te werk, jy weet. Dis baie keer moeilik. Ons is, jy weet, in ons baie interessante kombinasie van individualiste en volksmense. So ons is baie sterk in ons eie opinies ook. So ons is baie keer moeilik om met mekaar te werk en so aan. Maar daai nie-kommerse idealisme is nodig. Dit hou ons, jy weet, ouer inwoners ook positief baie. Ja. En ook die alternatiewe opinies. Soos jy nou sê, boere, as jy dink tradisioneel of stereotypies, jou ou boere oomie hulle kan lekker koppe stamp met mekaar. Hulle gaan verskil van opinies en amper fundamenteel verskil partykeer. Maar in Orania kan hierdie meningsopname wys dat by verre die grootste, amper almal wat hier bly, al stamp hulle koppe op kort termyn of medium termyn
onderwerpe is die langtermyndoel van vryheid en selfbeskikking vir ons volk. Dit staan daar voor almal. So dit gee mense nog steeds baie hoop. Ons kan maar 'n paar koppe stamp op pad, maar as ons in die regte rigting op pad is, dan werk dit. Ja, ons kon koppe gestamp het sonder dat ons 'n vlag op die horison het waant ons op pad is. Nee. Ek rol so 'n bietjie deur van die ander antwoorde Burger, en ek dink een van die belangrike goed wat ek ook raak sien hierso by vraag 14. Indien jy dit dan sou oorweeg om Orania te verlaat, en dit is belangrik om daai vrae te vra, die retensie van mense, hoe hou ons mense hier? Terwyl ons ook nuwe mense kry, hoekom verlaat mense Orania? En ek sien dat dit belangrik is hier dat ouens nie sê hulle verlaat dit want hulle voel nie die vryheidsideaal word nagestreef nie. 'n Belangrike een is finansiële redes. So dit gee mens daai fokus weer eens om te sê, hoor jy, ons kan baie meer Afrikaners hier kry en baie meer hou as ons ekonomie kan ontwikkel. Ons moet planne maak, ons moet daaraan werk. Ja, so hierdie vraag was nou die presies teenoorgestelde van die vorige een. Die vorige vraag was, hoekom wil jy graag in Orania wees? En hierdie vraag was, indien jy nou sou moes gaan, hoekom sou dit wees? So mense moet eers in gedagte neem dat hierdie vraag nie aandui dat mense wil weggaan nie. Ons het selfs baie positiewe mense aangepor om 'n rede te identifiseer. Omdat ons wil net sien wat is dit op mense se gedagtes. So daarom sal ons sien dat daar is reeds ongeveer 30% van almal wat die opname voltooi het, van mense het glad nie daai vraag gedoen nie. Hulle het gesien, ag, hier's 'n vraag oor negativiteit. Ek is glad nie negatief nie. Ek gaan hom nie eens invul. So dit het al klaar die antwoorde daar effens negatiewer laat klink, want al die positiewe mense het niks gekies. En dan soos jy gesê, die grootste rede was finansiële oorwegings. So as mense nou moet vertrek, dan sal dit daaroor wees. En die tweede grootste rede was ontevredenheid met die dorp se bestuur. Ongeveer, ek kan nou nie die presiese woorde onthou. Wat nogal onrusbarend was vir my, wat deel van die owerheid in die dorp is, het ek gedink, so, dis nogal 'n groot klomp, 36% van die respondente het gesê, hulle kan dalk die dorp verlaat omdat hulle ontevrede is met ons. Ons moet nou net kwalifiseer, dis nie 36% van die inwoners nie, 36% van die mense wat spesifiek gesê het, dat hulle miskien sou oorweeg om weg te gaan. So dis ook 'n klein persentasie. So die eerste is ek sê, maar ook iets om van kennis te neem. Dit is definitief. So maar as ek sê, mense moet daai dan nou verstaan in die konteks van eerstens, 'n groot hoeveelheid van die positiewe mense wat die opname voltooi het glad nie daai vraag geantwoord nie. So daai 36% mense wat sê, as hulle nou moet sê, dan sal dit wees as gevolg van die owerheid, is eintlik 'n baie kleiner persentasie. En ook, as mens dit nog verder analiseer, dan sal jy sien dat van die mense wat dit gekies het, is eintlik hoogs positief in die dorp. Met ander woorde, hy sou dit nie gesê het nie, ons het hom nou aangeport. Toe, sê nou, hoekom as jy nou moet waai, dan het hy nou maar gesê, okay, dit. Maar dis 'n ou wat 'n 9 uit 10 of 'n 10 uit 10 gee vir hoe gelukkig hy in die dorp is. En dan het hy nou maar gesê, okay, hy is ontevrede oor iets. So dit is nie 'n aanduiding van negativiteit. Maar as jy daai twee persentasies ook bymekaar tel, mense wat moontlik Orania sou verlaat, is vir ons krities belangrik om dit te weet. Enige iemand wat in die bestuur van die dorp 'n rol speel oor al ons instellings en ons OVR en al daai goeders, is ook om te sê, goed, as ons 'n ekonomie kan bou en ons kan daai kwessies wat hulle miskien het oor iets hier of hoe reëls toegepas word daar of so, dit kan regstel. Tog 'n ongelooflike retensie van mense dan het ook. Ja, ek sê dink as mense daar's meer as 4,300 opmerkings gemaak, want ons het omtrent by elke vraag die opsie gelos vir iemand, wil jy iets sê hieroor? So uit daai 4,000 opmerkings uit is daar natuurlik nou 'n klomp temas wat ons geïdentifiseer het en wat reeds aandag geniet. Maar as ek sê die grootste negatiewe tema tussen alles, sal mense sê, is finansiële omstandighede. As die mense wat die moeite gedoen het om ietsie te sê wat hom pla, dan is dit ons moet ons ekonomie bou. Ja. Goed, maar daar is nou 'n tweede belangrike tema wat vir my uitkom, Burger, en dit is, mense sê hulle is hier vir die vryheidsideaal en dis hoekom hulle hier vestig. Nou moet ons sê, goed, daar's baie ouens in die land, baie Afrikaners wat praat oor vryheid en onafhanklikheid en so aan. En sommige is ongelukkig reduseer dit tot 'n wolkstaat of net drome op sosiale media, geen konkrete plan om daarby uit te kom nie. Ek dink wat Orania het, iets wat ons het, is ons het 'n gemeenskap neergesit, ons het 'n plek. En daarmee saamkom 'n spesifieke, kom ons sê maar 'n spesifieke geur van ons vryheidsplan. Dit moet gekonkretiseer word in 'n gebied, dit moet gekonkretiseer word met instellings as Eskom of SAL of wat ook al, of antagonisties is teenoor Afrikaners of bloot net val, dan moet daar alternatief wees. En die derde een is eie arbeid. So dis
dis die 3 pote waarop die Orania potjie staan. As jy een van die pote dan val die pot in die vuur. En wat vir my belangrik is, julle het 'n vraag hier, vraag 16, hoe goed is jy daarmee om die belangrikheid van Orania se grondbeginsels, eie grond, eie instellings en eie arbeid aan 'n buitestander te vertel, te verduidelik. En dit het baie goeie hoë persentasie gekry. Jy weet 85% van die ouens sê hulle is gemaklik om dit te doen. Ja, ek was nogal ook verbaas oor. Ek het gedink meer mense gaan sê hy weet waar dit gaan, maar hy gaan dit nie so lekker vertel nie, maar volgens ons inwoners is almal oorwegend tevrede en maklik om ons grondbeginsels te verduidelik en te regverdig. So wat vir my baie mooi is hiervan, jy koop in op die vryheidsideaal en dan sê jy goed, maar verder meer, ek weet ook Orania spesifieke plan en droom en ek kan dit ook verduidelik na buite, dis vir my baie lekker om te sien. Ja. En dan miskien van die ander vrae, want daar's oor die 60 vrae. So miskien kan ek van die hoogtepunte vinnig noem, soos byvoorbeeld baie van die ander vrae was meer prakties van die funksie van die dorpsraad. So die dorpsraad as sulks het per departement, die ingenieursdienste departement wat ons fisiese infrastruktuur doen, het 80% gekry. Ek sien nie 87% vir die elektrisiteit, ja. Infrastruktuur te bou vir die onderhou en voorsiening van elektrisiteit. Ja. Dis vir my mooi. Dis 'n belangrike tema in Suid-Afrika. Ja. So elektrisiteit het by soos jy 87 gekry. Van hulle goed soos byvoorbeeld vars watervoorsiening, dink ek het ook 87 gekry. Van hulle swakker afdelings was goed soos die paaie waar daar aan reeds tans gewerk word, van ons groot grondpaaie wat mense bietjie irriteer. Maar ek moet dit ook daarom kwalifiseer, nee, ons sê ook altyd vir die joernaliste en vir die ouens van buite, onthou net, mense het bietjie 'n langer termyn visie, en kyk van wat 3 miljoen rand 'n kilometer om paaie te teer, so kan jy, as jy 2, 3, 4, 5 kilometer se pad moet teer, is dit nie belangriker om internet en industriële erwe, dit wys nie dadelik nie, jy diens nou die erwe oor 5 jaar, oor 6, 7, dalk 10 jaar, vestig daar 'n fabriek, maar dit groei ekonomie en dit laat die finansiële kwessie. So dit is nie altyd lekker nie, maar Orania se grondpaaie is nie daar omdat die geld gesteel word of omdat korrupsie is nie, dis daar omdat die fondse geprioritiseer word na goed soos die ontwikkeling van industriële erwe, beter internet en so aan. Dis maar hoe ek dit sien. Ja, dit is vir my belangrik. Ja. Maar hoe dit ook al sê, so ingenieursdienste as 'n geheel het 80% gekry. Gemeenskapsdienste wat al ons openbare spasies doen, soos parkies en sypaadjies en ons munisipale geboue en die swembad en die biblioteek en daai tipe dinge. So gemeenskapsdienste het 7.8 uit 10 gekry. Ons ministerie van... Ek wil net hierna verwys, is vir my belangrik, jy weet. 'n trekpleister vir baie besoekers en baie mense wat ons by die Orania beweging ook op toer vat en dis meer, is altyd die dorpsswembad. Ek sien dit lyk my dis die enkel bespresterende ding in ons gemeenskap is ons dorpsswembad. En dis 9.1 uit 10 jaar. Ja, en ek moet sê, ek dink persoonlik van die uit, daar's 3 mense wat 1 uit 10 gegee het vir die swembad en ek is seker dis iemand wat nie geweet het hoe die skaal werk nie, wat wou 10 gee. Want hoe kan 'n mens 1 uit 10 gee vir ons swembad? Dit is tog maak geen sin nie. En dan was niemand het 2 of 3 of 4 gegee nie en dan was daar nog 3 arme siele wat 5 uit 10 gegee het. En dan eers daarna kom al die mense. So hulle is baie tevrede. Oor die span by die swembad wat hom so mooi onderhou. Julle doen fantastiese werk. Ja. Maar hoe dit ook al sê, so dan ons ministerie van Finansies het ook amper 80% gekry vir hoe mense hulle vertrou oor hoe hulle die dorp se geld gebruik. En die dorpsraad as geheel, die hele totale munisipale funksie in die dorp het ook amper 87.9 dink ek gekry. En dan daar's daar ook 'n klomp vrae gewees wat ons nie eintlik vir mense gevra het om 'n punt te gee nie, maar om voorstelle te maak oor presies wat ons nou gepraat het, oor hoe stel jy voor, kan die dorpsraad 'n omgewing skep waar binne toerisme kan goed doen? Dis hierdie volgende daai vraag, wat dan nie die antwoord is nie. Hoe kan die dorpsraad toerisme bevorder in 'n lekker omgewing? Nywerhede, al opleiding, skole en so aan. En algemeen opmerking. Ek mis dalk nou een van die goed, maar daar het 'n klomp baie goeie temas vorendag gekom, ja. So wat ons reeds besig is om, so ek sê, aan te werk en te prioritiseer en te kyk wat ons kan doen. Fantasties. Vir my ook interessant, jy weet, ek lyk vir my daar's spesifieke goedjies wat die gemiddeld aftrek. As jy kyk, mense is oor 'n afdeling baie positief en dan sal een kwessie, byvoorbeeld sê nou maar paaie, wat bietjie nuance en bietjie konteks het, dit bring jy gemiddeld af.
Maar dis ook verskriklik belangrik aan weet mense, dis wat die inwoners wil hê en dit is hoe mense van die dorpsraad en van die owerhede se kant af kan reageer daar. Ja. Dit wat julle sê om te weet is om te meet is om te weet. Ja. So mense moet ook weet hoe jou inwoners voel en as mense elke keer 'n perfekte resultaat gekry het, dan was mens in die hemel. Ons is nie in die hemel nie, daar's goed wat moet aandag kry en ek dink baie keer is die toets hoe hanteer mense terugvoer, hoe hanteer mense dit goed, hoe bou mense. Ja, en ek moet sê ek is die kommunikasiebeampte vir die dorpsraad en met ander woorde ek is baie in kontak met prominente stemme in die dorp of hulle nou positief of negatief is. En ek een van my groot redes met hierdie was eintlik om veral vir die algemene kritisie 'n geleentheid of om dit om konkreet te maak want hulle lig goeders waaroor hulle bekommerd is ook maar net uit hulle raamwerk uit want hulle beweeg ook maar net in 'n kring van mense. Hulle het ook nie eintlik die feite nie. En selfs onder ons grootste kritisie het ek nou al lekker diep gesprekke oor hierdie opname gehad en almal is baie tevrede daarmee dat hier het ons nou feite op die tafel. Dit is nou baie makliker om regtig te weet waar mense staan en wat die belangrike punte is vir almal. En ook miskien net in 10 sekondes die statistiese geloofwaardigheid van hierdie uitslae het ons met allerlei slim sommetjies uitgewerk en ons is baie tevrede dat hierdie 'n baie akkurate weerspieëling is van die sentimente in die hele dorp. Dit is uiters goeie steekproef gewees. Vir my is die grootste ding wat hier uitstaan is ek is so dankbaar om te sien mense kom ek sê dit nou maar so ek het sien vir die regte redes Orania toe kom bou aan 'n toekoms, 'n vrye toekoms vir ons mense, maar ek wil by jou hoor Burger, wat is vir jou die enkel belangrikste ding in 10 sekondes wat vir jou uitstaan van hierdie navorsing of die mees verrassende of lekkerste terugvoer wat jy gekry het? Die belangrikste ding is dat ons het nou bewyse dat die gemiddelde Oranier hoogs positief is oor die dorpse bestuur en die dorpse visie en hoekom hulle deel is van hierdie projek wat ons doen, van vryheid. Vir elkeen van julle wat of in die dorp is en besig is om te help bou aan vryheid en deelgeneem het hieraan, baie dankie. Die van julle wat nog nie bly nie, bring julle idealisme. Ons het dit in Orania nodig. Ons kort mense wat opgewonde is oor ons vryheidsideaal. En kom deur daai eerste fase, jy weet, die Maanskyn en Rose fase. Kom vat die deel waar mense so 'n bietjie diep moet ploeg en dan kom in daai laaste fase in waar jy 'n gevestigde bouer aan vryheid is. In Orania is ons vryheidsbouers. Baie dankie, Burger. Dankie Joost.